Moed help ons floreer, so nou gaan dit oor moed vir die eerste tree. Tydens Eva se geestelike toere na Israel, het ons vanaf Jordanië se kant af gekom en by die berg Nebo ook gestop. Hier het Moses sy leierskap aan Josua oorgegee om Israel verder na die beloofde land te neem. En toe ek so oor die berge en die valleie kyk in die rigting van waar Jerusalem behoort te wees, kon ek net dink hoe gespanne Josua moes wees. Daar het vyande op hulle gewag, wilde diere, dalk tye waar hulle nie water sou hê nie en allerlei ander uitdagings. En dan hoor Josua by God, die woorde soos geskryf in Josua 1 vers 9. Ek self gee jou die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Vandag nooi God jou om die soort moed te leef wat nie wag op perfekte omstandighede nie. Die eerste tree is mos dikwels die moeilikste. Dis die oomblik wat jy besluit om nie langer net te dink, te droom of te bid nie, maar om te begin beweeg. Dalk is dit 'n nuwe projek wat jou benoud laat voel, dalk 'n moeilike gesprek wat jy al maande uitstel, of jy besluit om uiteindelik jou gesondheid ernstig op te neem. Jou hart klop vinniger, jou gedagtes fluister, wat as dit nie werk nie en ek misluk? Maar God se stem fluister eintlik harder, ek is by jou. As jy daar die eerste klein tree wat jou gemaksone lig en jou in God se ruimte van groei plaas. Moed beteken nie dat jy nie bang is nie. Moed beteken dat jy God vertrou en ten spyte van jou vrese begin. Doen vandag daar die eerste klein ding van jou nuwe uitdaging. Elke klein oorwinning bou veerkrag en veerkrag bou vreugde. En terwyl jy beweeg, ontdek jy eintlik iets heiligs. God stap nie agter jou of voor jou nie. God stap saam met jou. Navorsing in die positiewe sielkunde wys dat die beoefening van moed ons help om uitdagings as geleenthede te sien en 'n baie voller en meer betekenisvolle lewe te leef. So die vraag is, watter eerste tree gaan jy vandag gee? Met moed, leef geïnspireerd.